Ritme digitaal vir gewone mense wat die Here buitengewoon lief het, ook vir jou. En as jy struikel en as jy val en as jy 'n goeie week het en as jy op goeie weivelde jou bevind en as jy deur 'n diep donker dal moet stap, ritme is vir jou. Baie hartlik welkom waar jy ook al is en watter situasie jy ook al is. Mag jy die Here se woord op so 'n manier hoor by Ritme Digitaal dat dit jou lewe diep sal aangryp, dat die Here verheerlik sal word en dat hy 'n mooi nuwe ding in jou lewe sal doen, ook deur vandag se woord. Baie hartlik welkom, geniet die woord. Weereens sommer baie lekker om saam met jou te kuier en saam met jou te wees en die woord van die Here met jou te deel. Sommer 'n tweede keer welkom en hoop jy geniet dit saam met ons. En ja, wat 'n voorreg om hierdie te kan doen vir jou 52 weke van die jaar. Dit is 'n absolute voorreg, 'n absolute lekkerte. Ja, en solank as die Here vir ons regop hou, gesond hou, sterk hou, sal ek en Stefan aangaan met ritme in persoon en ritme digitaal. Heerlik om met jou te kuier waar jy ook al in die wêreld is, waar jy ook al in Suid-Afrika is, maar as jy in Pretoria is, onthou jy's genooi na King Price toe, sondaande. Nou soos altyd, die woord prakties, hande en voete, om vir ons te help om die lewe te kan doen. En ons praat 'n bietjie oor die oorlog tussen jou ore. Die oorlog tussen jou ore. As jy mooi daaroor dink, waar gebeur die lewe regtig? Ja, hier is my hande en my voete en ek beweeg en ek loop en dan is ek in die mall en dan is ek in die gym en dan is ek hier en dan is ek daar, dan is ek by die huis en ek gebruik my hande en ek gebruik my voete en ek gebruik my lyf, maar wat is regtig die belangrikste? Waar gebeur die lewe eintlik? Ek sê altyd tussen jou ore. Tussen jou ore. Dis waar jou tong is. Dis waar jou oë is. Dis waar jou ore is. Die belangrikste is waar jou verstand is. Dis waar jou gedagte wêreld is. En daarom praat ek so 'n bietjie met jou oor hierdie oorlog tussen ons, tussen jou ore vandag. En ek wil begin met die woorde van Paulus. En ek gaan dit vir jou uit 2 vertalings uitlees, want dit is baie, baie belangrik. Paulus is diep ernstig hierso, net so tussen my en jou. Jy gaan dit in elk geval baie vinnig agterkom. Efesiërs 4 vers 17 en 18. Kom ek lees hom vir jou eers uit die boodskap vertaling uit. Dit sê, wat ek nou sê, moet julle nie ligtelik opneem nie. So onmiddellik, Paulus is ernstig. Julle, ek is ernstig, ek is serieus, julle moet luister, julle moet nie ligtelik opneem nie. Dit is wat die Here self wil hê. Julle moet ophou om julle te gedra soos mense wat nie die Here ken nie. So, hier's 'n belangrike ding wat julle nie moet ligtelik opneem nie. Julle moet ophou om julle te gedra soos mense wat nie die Here ken nie. Die 83 vertaling, presies dieselfde vers. In die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep. So, hier's nou net die woorde ernstige beroep op julle. Moenie langer soos heidene lewe nie. 'n heiden, iemand wat nie die Here ken nie. Hou op, moenie. Dan sê ek, okay Paulus, ek hoor jou erns en ek verstaan die erns hiervan en I get it, maar hoe? Ek prakties, gee vir my hande en voete, hoe doen ek hierdie? Die boodskap. Daar is niks wat die moeite werd is in sulke mense se koppe nie. Hulle gedagtes is met onbelangrike dinge besig en hulle kan nie verder dink as wat hulle neuse lank is nie. Kan jy glo, dit is die mooiste vertaling. Maar kyk mooi, koppe, gedagtes, dis die boodskap vertaling. Die 83 vertaling. Hulle gedagtes lei tot niks. Hulle verstand is verduister. So hier het jy die woorde, hier het jy die hoe. Hoe gaan ek die oorwinning behaal dat ek kan ophou om soos 'n heiden te leef, dat ek kan ophou om soos iemand te leef wat nie die Here ken nie. Dit lê in jou kop. Die oorlog tussen jou ore moet gewen word. Jou verstand, jou gedagtes, jou kop. So, is jou verstand belangrik? Is jou gedagte wêreld belangrik? Jy kan na wat ek nou sopas vir jou gelees het uit Efesiërs, kan jy vir my sê swak vraag. En ek sê jou glad nie kwaadlik neem nie, want dit is vanselfsprekend. Dit is verskriklik belangrik. So, en soos ek reeds vir jou genoem het, dis waar die oorlog gebeur. Dis waar die wen of die verloor gebeur van jou dade, van jou aksies, uiteindelik, is tussen jou ore.
Die legendariese Dallas Willard skryf in hierdie verband die volgende: We bring the reality of God into our lives by making contact with Him through our minds. And our actions are based on the understanding that results from the fullness of that contact. That is why the mind and what we turn our minds to is the key to our lives. Die sleutel tot jou lewe. Jou mind. Soos Paulus sopas vir ons gesê het, koppe, gedagtes, verstand is verskriklik belangrik, want dit lei tot dade, dit lei tot jou doen en late. Nou goed, ons leef in 'n wêreld wat, ek sê maar altyd, ons koppe raas, ons koppe is besig, ons verstand is besig, malende gedagtes, baie aande sukkel ons om te slaap as gevolg van 10.000 gedagtes, wat jy in jou kop het, en wat jy mee sukkel en jy bekommer, en. Nou dis soos 'n hummingbird. Ek het op die interessante ding afgekom van 'n hummingbird. Hulle klap hulle vlekkies 53 keer per sekonde. Probeer gou die prentjie kry van vlekkies van 'n voeltjie 53 keer per sekonde. Hoor gou per minuut 3180. Nou praat nou van besig wees en woel en werskaf en so aan. En sit nou teenoor 'n hummingbird, 'n arend, wat net sy vlerke sprei. Hulle nooit klap nie, nooit desperaat raak nie, nie mal raak, net die vlerke sprei en die wind vat en daar gaan die arend. En ewe skielik, as ek net aan hierdie prentjie dink van 'n hummingbird versus 'n arend, en ek maak dit van toepassing op my kop, op my gedagte wêreld, daar waar die oorlog gewen of verloor word, dan kry Jesaja 40 vers 30 en 31 vir my nuwe betekenis. Selfs jong manne word moeg en raak afgemat. Selfs manne in hulle vleuers struikel en val. Maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke. Hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie. Sjoe. Hoor jy die nuwe perspektief 'n bietjie in hierdie vers, na aanleiding van die beeld wat ek nou net gebruik het van die arend. Hulle vlieg met arendsvlerke. Dis nie 'n hummingbird wat mal raak nie. Dis nie 'n kop wat raas nie, spreekwoordelik metafories bedoel nie. Dis as 'n rustigheid, daar's 'n kalmte, daar's 'n sweef deur die lug. Paulus gaan verder in Kolossense 3. Skryf hy vir die gemeente in Kolosse, vers 2 en 3. Rig julle gedagtes. Met ander woorde, as jy nou jou kop gebruik, as jy nou dink, as jou gedagtes nou aan die hardloop gaan, hier help hy ons baie prakties, rig julle gedagtes op die dinge wat daar bo is. Nie op die dinge wat op die aarde is nie. Mense, hierdie dinge op die aarde, ek hoef jou niks te vertel nie. Dis nie net Suid-Afrika nie, dis die wêreld. Daar's oorlog in die Midde-Ooste, daar's oorlog in Rusland, daar's oorlog in Afrika, daar's oorlog om elke hoek en draai, daar's oorlog in Suid-Afrika, daar is diefstal, daar's korrupsie, daar's bedrog, daar's wat ook al, hoor nou mooi. Rig julle gedagtes op die dinge wat daar bo is. Nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Jy het gesterwe, jy het opgestaan saam met die Here. Hy gee vir jou 'n nuwe kop, hy gee vir jou nuwe gedagtes. Rig jou gedagtes op wat bo is, rig jou gedagtes op God, rig jou gedagtes op Jesus, die vrede, die vreugde, die oorvloed. Rig jou gedagtes op die evangelie, en jy sal 'n ander uitkoms in jou lewe sien. Nou in my voorbereiding vir hierdie boodskap het ek afgekom op die volgende navorsingsfeite, sommer net vir interessantheid. Elke mens dink elke dag, jou gedagtes per dag met ander woorde, tussen 12.000 en 60.000. So, jou kop,
raas en my kop raas. Jou kop beweeg, my kop beweeg. Ons dink baie, daar's baie gedagtes in ons koppe. En hierdie is nogal 'n breë spektrum, 12.000 tot 60.000. En dit maak nou nie vir my saak of ek 12.000 gedagtes het of 60.000 gedagtes het nie. Hoor verder. 85% van hierdie gedagtes is negatief. Dis bietjie van 'n bammer. Dis bietjie 'n skok. 95% is herhalend. So ons het hierdie massa gedagtes, die meeste is negatief, en daai negatiewe goed herhaal. Dan wonder ons hoekom ons sielsmoeg is, afgemat is, en nie vlieg met arensvlerke nie. Dit lei tot hooploosheid, selfkritiek, negatiewe selfspraak. Jy dink aan jou verlede en al die foute wat jy gemaak het, in plaas van jy dink aan 'n nuwe toekoms. Rig jou gedagtes op die dinge wat daar bo is. Nou 'n baie praktiese voorbeeld in die Bybel rondom gedagtes is Jakobus. In Jakobus 1 vers 14 en 15 kom sê hy vir my en vir jou, 'n mens word verlei deur sy eie begeertes. Jy kan begeertes vertaal met gedagtes, sy eie gedagtes, wat hom aanlok en saamsleep. Daarna, as hierdie begeertes of gedagtes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort, en as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Kyk weer hoe belangrik is begeertes of gedagtes binne hierdie konteks nou weer. Alles begin met 'n begeerte. Dit begin met 'n gedagte. 'n Versoeking kom en dit is 'n gedagte. Dis nog nie sonde nie. Dus gaan ek dit nou kos gee? Gaan ek nou herhalend daaraan dink, soos die statistiek nou net vir ons gewys het, 95% van ons gedagtes is herhalend. So hier kom 'n versoeking. Dis 'n versoeking, is nog nie sonde nie, want jy het hom nog nie gevat nie, jy het hom nog nie gedoen nie. Nou herhaal, hy word gevoed, dan staan nie, nou raak dit bevrug. En dan lei dit tot die sonde, en dan lei dit tot geestelike dood. En ek wil nou 'n praktiese voorbeeld gebruik in die Bybel wat hierdie aanbetref. Dink aan Dawid. Toe Dawid nou deur oor 'n ver afstand vir Batseba gesien het. Batseba wat gebad het. Plaas, hy draai net weg. Hy draai net om. En hy stap weg van hierdie gedagtes af. Van hierdie begeertes af. Nee. Hy gee dit kos. Hy laat dit herhaal. Hy voed dit. Dis daar maar 'n mooi vrou. Dis 'n verleilike vrou. En die volgende oomblik laat haal hy haar. Hy bevrug dit. Hy bevrug sy gedagtes, die begeertes. En dit lei tot verkeerde dade. Dit word sonde. Aan die ander kant het jy vir Josef, 'n jong man van 17, wat verkoop word. En hy's in 'n vreemde land, en hy's 'n bediende in die paleis, en daar is die hoof van die paleis se vrou, wat hom wil verlei, wat hom kamer toe nooi, en wat doen hy? Hy vlug, hy stop onmiddellik, hy bevrug nie die gedagte nie, hy gee dit nie kos nie, hy stop dit, en dit lei tot 'n baie mooi gevolg en resultaat in sy persoonlike lewe, in sy karakter. Ongelukkig, dit het gekos dat hy onskuldig in die tronk gaan sit het. Maar die Here was by hom in die tronk. Dit lees ons in Genesis net so terloops. Maar weer, hy het dit nie gevoed soos Dawid nie. Hy het gevlug daarvan. Hy het dit vasgevat. Hy het dit gevange geneem. En hierdie gedagtes het nie dade geword nie. Hierdie gedagtes het nie sonde geword nie. Nou gaan ons na Efesiërs 4 toe, terug by Paulus. Vers 20 tot 22. Maar dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie. Julle het tog van hom gehoor, en omdat julle sy volgelinge is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. En hier kom nou 'n belangrike deel. Hou dan nou op om te leef soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word. Hou op om te leef soos die ou mens. Hoe? Efesiërs 4 vers 23. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Kom ek lees dit weer vir jou.
Wanneer ek uitroep, julle gees en gedagtes moet nuut word. Ek het ook so 'n paar skrifgedeeltes wat ek graag met jou wil deel, net om hierdie hele ding te versterk en net om vir jou te laat verstaan dat die oorlog gebeur tussen jou ore en jou verstand is belangrik en jou gedagtes is belangrik. Spreuke 26 vers 4. Dis die boodskapvertaling. Dink baie mooi voordat jy 'n dom mens antwoord. Soms moet jy liewer stil bly. As jy iets sê, dink jy is ook dom. Maar die klem vir my hier is die eerste woord. Dink baie mooi. Anderswoorde, gebruik jou verstand reg. Kry jou gedagtes reg voordat jy antwoord of besluit om stil te bly. Maar dink is die woord. In Spreuke 26 vers 4. Romeine 12 vers 2, en ek dink dis die een skrifgedeelte oor die kop en die gedagtes wat ons almal ken. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Deur julle koppe nuut te maak. My vertaling. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is. Wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. En met hoeveel mense het ek al in my lewe te doen gekry, beginnende met myself, ek soek die wil van die Here, ek soek die wil van die Here. Ek wil doen wat vir hom volmaak is. Hierdie woorde, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Ek wil die regte ding doen. Hoe gaan ek dit reg kry? Vernuwe van denke. Laat God julle denke vernuwe. Wen die geveg tussen die ore. En dit sal sigbaar raak in jou lewe, in jou woorde, in jou dade, in jou optrede. So ek wil nou vir jou kom uitdaag vandag. Ons kan nie net hieroor praat nie. Ons moet oorgaan tot aksie. So ek wil jou uitdaag. Alle negatiewe gedagtes wat jy het oor jouself, daag daai gedagtes uit, challenge daai gedagtes. Met wie jy is in Christus. 'n nuwe mens met 'n nuwe identiteit, met 'n nuwe hoop. Heilig en onberisplik in Christus. Challenge negatiewe gedagtes oor jouself. Challenge gedagtes van bekommernis. Gaan lees weer Matteus 6. Julle weet tog dat julle 'n hemelse Vader het wat alles weet wat julle nodig het. Ja, ons weet dit. Nou, kry die gedagtes van bekommernis uit. So elke gedagte van bekommernis, negativiteit oor self, challenge daai gedagtes met die waarheid van God se woord. En challenge gedagtes van shame, van skande in jou lewe. Van ek is nie goed genoeg nie. Want die duiwel se taktiek met Adam en Eva was skande gewees en dit het tog nooit verander nie. Dit kom uit Genesis uit. En vandag nog sit hy mense in shame, in skande, en skuldgevoel. Challenge daai gedagtes. Daag hulle uit. Jy's vergewe, jy's vrygespreek, jy's 'n nuwe mens. Dis die waarheid, dis die gedagtes wat in ons koppe moet wees, dat dit kan sigbaar raak in ons lewens. Ek maak 'n sprong na 1 Korintiërs 14 vers 20. Broers, moenie in julle denke kinders wees nie. Aan die ander woorde, jy moet volwasse wees in jou denke. Wees onvolwasse in die slegte dinge, maar in julle denke volwasse. So moenie soos 'n kind wees hier tussen die ore nie. Wees volwasse hier, dan sal jou optrede volwasse wees. Eintlik skaam om te sê hoe gereeld 'n mens met volwassenes te doen kry wat soos kinders optree. Nou verstaan jy hoekom. Want hier in hulle koppe dink hulle soos kinders en nie soos volwassenes nie. En daarom tree hulle op soos kinders en nie soos volwassenes nie. Hier's 'n heerlike uitdaging, 1 Korintiërs 14 vers 20. Die brein slim man Albert Einstein het die volgende woorde gesê: die wêreld wat ons geskep het is 'n produk van ons gedagtes. Niemand kan dit verander as ons nie self ons gedagtes verander nie. Nou hier is nou nie 'n diep geestelike nie, dis nie 'n Paulus nie, dis nie 'n Petrus nie, dis nie Jesus self wat hier praat nie, dis nie een of ander geestelike leier wat hier praat nie, dis net 'n baie slim man met 'n baie slim verstand. Wat vir jou sê, jy skep jou wêreld deur jou gedagtes. Niemand kan dit verander as ons nie self ons gedagtes
verander nie. Ek is amper klaar. Filippense 4 vers 8. Verder broers, susters, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is. Watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet jy julle gedagtes rig. Rig julle gedagtes waarop? Kom ek leer jou hierdie baie maklik. Dis een van die Bybelversies wat ek nooit vergeet in my lewe nie. Hoekom? As gevolg van die woord wermp. Wermp. W-E-R-R-M-P. W-E-R-R-M-P. Wermp. Sit jou gedagtes op alles wat waar, edel, reg, rein, mooi en prysenswaardig is. Jy gaan hierdie vers nooit in jou lewe weer vergeet nie. Lewe wermp lewe. W-E-R-R-M-P. Waar, edel, reg, rein, mooi en prysenswaardig. Sit jou gedagtes daarin, dis hoe jou lewe gaan lyk. Ek sluit af met 'n aanhaling van Max Hickerson. 'n Mens is nie altyd wat jy dink jy is nie, maar wat jy dink is jy. Sjoe, by die eerste woord kan het jou dalk weer mekaar maak, so ek gaan hom nou weer herhaal. 'n Mens is nie altyd wat jy dink jy is nie, maar wat jy dink, dit is jy. Kom ek bid. Here, help ons, help ons, help ons. Ons koppe raas, ons is soos hummingbirds. Ons koppe is besig, ons bekommer, ons mors dood. En ons mors energie en ons is partykeer onvolwasse in ons denke. Ons is soos kinders of erger as kinders in ons koppe. En dan is ons optrede onvolwasse. Vader, help ons, vernuwe ons denke. Here, hierdie is 'n daaglikse aan mekaar proses. Ons nooi U Heilige Gees, kom doen dit in Jesus naam. Amen. Van my kant af, jy gaan nou amptelik totsiens gesê word en gegroet word, so moet nog nie ophou luister nie, maar van my kant af net 'n fantastiese week. Die woord is vir kyk en doen. Ons is nie net 'n kyk bediening nie, ons is 'n kyk, hoor, doen in ons hartbare bediening. Vandag se woord was ook bedoel om te hoor, te kyk, in jou hart te bære en te gaan doen. Dankie dat jy ook betrokke is by hierdie bediening op baie maniere, deur jou deel wees, om dit verder uit te deel, deur jou oordink van die woord, en ook waar nodig en waar moontlik ook deur jou finansiële ondersteuning. Baie dankie daarvoor en mag die Here jou ryklik seën met 'n goeie week tot sy eer.